sê hierso. Ek ken jou werk en jou arbeid en jou lydsaamheid. Dat jy slegte mense nie kan verdra nie. En dat jy die op die proef gestel het, wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie. So wat sê hy? Hy het gekyk na vals profete ook. Hy het die vals profeet uitgewys. Dit is maklik om die vals profeet uit te wys. Jy het die werke. Jy doen goeie dade. Jy arbei vir die Here. Kyk, die kerk is besig, hoor. En jy haal al die vals predikers haal jy uit. Jy identifiseer hulle. Jy wys die vals godsdienste. Dan gaan hy verder. Jy kan die slegte mense nie verdra nie. Kyk, iets wat sleg is, jy wil dit nie hê nie. Wel, dit klink na 'n goeie kerk hierdie om in te wees, né? Wees jy eerlik, klink dit 'n goeie kerk vir jou sover? OK. Klink nogal vir my na 'n Shana kerk hierdie. En dan gaan hy vir hy sê, en dat jy die op die proef gestel het sê dat die apostels die is en hulle leenaars bevind het. So, vals profete, né, wat mense wil mislei. En dat jy verdra het. So wat het hulle verdra? Hulle het lyding verdra, hulle het teenkanting verdra, hulle het alles verdra wat na hulle kant toe gegooi is. So, sterk, is 'n sterk kerk. En met lydsaamheid besit, terwille van my naam gearbei, en nie moeg geword het nie. Ja, hulle het hard gewerk vir die Here. Hulle het nie moeg geword, hulle het volgehou. Maar nou kom Jesus, en hy sê die volgende vir hulle. Maar ek het teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Wie was hulle veronderstel om hulle eerste liefde te wees? God. Jesus self. God. Hulle het die dinge van die Here gedoen. Maar hulle het God nagelaat. Ja. Hard gearbei vir die Here. Wat het hulle eerste liefde geword? Hulle arbeid vir die Here. Dit klink nogal baie weird, as ek dit so kan sê. Dat hulle arbeid vir die Here, hulle swakheid geword het. Jy sien, jy kan so besig raak met godsdiens. Jy kan so besig raak met tradisie. Jy kan so besig raak met die kerk. Jy kan so besig raak met die dinge van die Here. Jy kan so besig raak met alles wat geestelik lyk, klink. Maar God is nie in die prentjie nie. En wat hy eintlik hier probeer sê is, julle die hart van God nagelaat. Julle het nie na sy hart gesoek nie. Julle het nie na hom gesoek nie. Julle het gedink, deur jou arbeid, deur jou lydsaamheid, deur om al hierdie dinge reg te doen, om die regte kerk te wees, dit gaan genoeg wees vir jou. Sê, maar waar is die liefde vir God? Waar is God se hart? Wat is God se hart? Julle het alles reg gedoen, maar julle het julle eerste liefde verlaat. Jou eerste liefde, toe jy daai eerste keer verlief was. Jy wou net in daai persoon se teenwoordigheid wees. So wat het hulle teen gedoen? Hulle het nie meer God se teenwoordigheid nagejaag nie. Dit het meer diens geword. Dit het nie meer gegaan oor aanbidding nie. Dit het gegaan oor diens. Dit het nie meer gegaan oor om God se hart te vind nie. Om God se hart te soek nie. Dit het maar net gegaan soos godsdiens is. En dit maar 'n aaneenlopende ding gedoen en hulle was maar geduldig daarin gewees en so voort geploeter. Hulle het nie meer die liefde vir God gehad nie. Weet julle wat is my hartseer ding?
Jy sien dit in kerkbywoning. Iemand het dit eendag vir my gesê, jare terug. Toe sê hulle vir my, gaan kyk 'n bietjie, hoe lyk jou kerkbywoning deur die week. Ek kan nie eens onthou wie was die pastoor of wie dit vir my geleer het, maar dit was 'n pastoor gewees wat eendag my geleer het. Toe sê hy, hoe weet jy wanneer is die kerk gesond? Toe sê hy, Sondagoggend se bywoningssyfers wys die populariteit van die prediker. Sondag aand se bywoningssyfer wys die populariteit van die kerk. Woensdag aand se bidtuur wys die liefde vir God. En raai wat 'n een het die minste bywoning in die meeste kerke? Jou bywoning van die bidtuur. Want as nogmaals dit 'n bidtuur. Maar wat soek jy in die bidtuur? God se aangesig. En dis eintlik 'n skerry gedagte om aan te dink, hè? En dit het by my gebly, tot vandag toe nog. En elke keer as ek praat oor jou eerste liefde, dan kom daai gedeelte by my op. Soek ek nog na God? Soek ek hom nog? Nou gaan hy verder, as sê hy, onthou dan vers 5, waarvan jy uitgeval het. So was hulle daar al gewees? Ja. Maar dit uitgeval daarvan af. Hy sê, onthou dan waarvan jy uitgeval het en bekeer jou. En doen die eerste werke. So hierdie laaste werke, was dit die goed wat God gesoek het nie? Wat was die eerste werke wat God gesoek het? 'n liefde vir hom. Jy sien, want vanuit 'n liefde vir hom sal die ander natuurlik vloei. Maar wanneer 'n diens sonder die liefde vir God daar is, dan val aanbidding plat, dan val verhouding plat, en dit word maar net nog 'n diens. En dan gaan hy sê, en hier is 'n baie ernstige gedeelte wat hy nou hier sê, dan sê hy, vers 5, onthou dan waarvan jy uitgeval het, bekeer jy doen die eerste werke, anders kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder, as jy jou nie bekeer nie. As God sy kandelaar verwyder, as ons gaan kyk na die tempel, die enigste bron van lig in die tempel was die menorah, wat lig gemaak het. Dit was die kandelaar. As God sy kandelaar, sy lig weggaan, wat is die lig in vandag se tyd in die Nuwe Testament? So 'n kerk wat se lig uitgedoof is, die Heilige Gees beweeg nie daar nie. Die Heilige Gees is nie teenwoordig daar nie. Dis 'n plek waar die Heilige Gees bedroef word. Dis 'n plek waar die Heilige Gees uitgeblus word. Dis 'n plek waar die Heilige Gees geonderdruk word. Dis die plek waar die woord van God mee gekompromieer word. Dis waar op jy by die einde van die dag gaan opeindig. Jesus het gekom en gesê, ek is die lig van die wêreld. Dis die gesindheid van Christus wat ewe skielik weggaan. Dis letterlik 'n doodsvonnis oor daai kerk. 'n Kerk of 'n gemeente waar die Heilige Gees, nou hoor my mooi, hoe beweeg die Heilige Gees? Mense het ook 'n wanpersepsie oor hierdie ding. Mense dink as jy mense nie omval en skree en gil en in tale bid en nou is die Heilige Gees nie wat teenwoordig is. Mense dink dit moet 'n holy chaos wees vir die Heilige Gees om teenwoordig te wees en hoe harder die prediker skree en op en af spring en jabula en whatever, nou is die Heilige Gees. Dit is by so, of hulle sal hulle taal gebruike verander en ewe skielike sal ek meer opgewonde raak. Lyk of jy ou aanval kry. Nie lelik bedoel nie. Dit is nie 'n teken dat die Heilige Gees begin beweeg nie.
Weet jy hoe die Heilige Gees beweeg? Gaan kyk na die vrug op die arbeid. Gaan kyk op die vrug van die arbeid. Wanneer daar verandering plaasvind, wanneer lewens verander word, wanneer dit wat gedoen word, mense nader trek na God toe, in God se teenwoordigheid inbring, lewens verander word, om nader en meer te groei in God. Dis tog die werking van die Heilige Gees. Is ek nou teen hopskop en is ek nou teen daai goed? Nee, glad nie. Maar dis nie, hoe harder die band speel of hoe vinniger die ritme is, beteken dit nie hoe meer gees vervuld is die kerk nie. 'n geesgevulde kerk waar daar lig is 'n lig in duisternis. Daar's verandering. Daar kom lig in duisternis in. Ek weet nie of dit sin maak wat ek probeer sê vir julle nie. As God sê, ek gaan my kandelaar verwyder. Dis 'n doodsvonnis. Dan word dit 'n plek, soos wat Jesus gemaak het toe hy die tafels omgegooi het in die tempel en vir hulle gesê het, my Vader se huis met 'n huis van gebed is my hele huis het in 'n rowerspelonk verander. Dan word hierdie kerk niks anders as 'n rowersspelonk nie. En daarom is dit belangrik vir elke kind van God om hulle gereeld hierdie vraag te vra, Here, en ek deur jou gaan doen dit. Here, is U nog my eerste liefde? Baie mense gaan met 'n, ek wil eintlik sê 'n baie groot ontnigtering besef dat die Here is nie meer die eerste een in hulle lewe nie. Ander dinge het sy plek gevat. Hoe brand jou begeerte nog na aanbidding? Hoe brand jou begeerte nog om net in God se teenwoordigheid te wees? Hoe lyk jou liefde vir sy woord? Hoeveel soek jy nog sy aangesig? Hoeveel tyd wil jy aan hom spandeer? Vra nie, kyk, hoor my mooi, gaan net oor hoe lank jy bid en hoeveel ure jy bid nie. Jy kan bid deur die dag, net waar jy is. Ek praat nie van dit nie, ek praat van net soos wat jy jou eerste liefde begeer het. En butterfly, sekerheid, het jy nog daai, wow, ek gaan in God se teenwoordigheid in. Nee, weet jy hoe het ons begin om gebed, die teenwoordigheid van die Here, al die dinge, hoe ons dit begin benader, hoe dit begin verander het, dis dit hier, jy daarvan uitgeval. Dit was so. Maar wat gebeur? Jy is verlief en verloor, jy leef op water en liefde. Na tyd, in die begin is dit maanskyn en rose, 'n paar jaar daarna is dit blok en tackle. En dit is presies dieselfde. Sy keer terug na jou eerste werke. Is God nog jou beminde? Is God nog die een wat jou hartsnaar laat roer? Waar is jou begeerte? Om wie draai jou lewe? As jy wil sê om my kinders, om my huis, om my... Sorry, jy het jou eerste liefde verlaat. En hoor wat ek vandag vir jou sê. God het 'n hiërargie, God het 'n orde. En as God nie jou eerste liefde is in jou huwelik nie, as God nie jou eerste liefde is in jou kerk nie, as God nie jou eerste liefde is in jou huishouding nie, as God nie die eerste liefde is in jou finansies nie, as God nie die eerste liefde is in jou werksplek nie, as God nie die eerste liefde is in elke aspek van jou lewe nie, beloof ek vir jou, gaan jy sien, dit gaan chaos wees in jou lewe. Hoekom val huwelike uit mekaar? Weet jy, dit is my interessant. Ek gebruik altyd die voorbeeld van 'n driehoek. Ek sê ek vat 'n driehoek. Net soos wat God drie enig is, Vader, Seun, Heilige Gees,
het God die huwelik byvoorbeeld ingestel as 'n drie-eenheid. God bo, man en vrou. Nou kyk net hierso, hoe verder hulle van God af beweeg, hoe verder beweeg hulle van mekaar af. Maar hoe nader hulle na God toe beweeg, hoe nader kom hulle aan mekaar. En dit is die hele beginsel in elke aspek. As God jou eerste liefde is, waarom sit ons om laaste? Waarom kompromieer ons? Waarom laat ons toe, dat die vyand ons liefde vir hom kom verdoof? Kan jy vir jouself indink, as jy met jou eerste liefde, toe jy het so jonk en vir jou lief en so was, hoe het jy gevoel as jou boyfriend of jou girlfriend vir jou 'n love letter gegee het? Hy het nog love letters geskryf, deesdae sê hulle mekaar af op WhatsApp. So, seker maar dieselfde konsep, maar die effek is anderste. Is meer dramaties nou. Maar, as jy 'n love letter gekry het daai tyd, vir die jong mense sal nie eens weet wat dit is nie. Hoe het jy gevoel? Weet jy, as jy 'n brief geskryf het vir jou boyfriend, of jou kerel, vir al die vrouens, wat het jy gemaak? Kyk, jy het met verskillende kleure penne geskryf vir die mooiste handwriting, en as jy 'n foutjie gemaak en dan skeer jy met bladsy uit en begin van voor af. Jy raai brief seker 6 keer oor. Ja, ek ken daai tune. Jy raai brief seker 6 keer, 7 keer oor begin. En dan het jy hom gedekoreer, en as jy hom voordat jy hom gesê het die koevertjie ook so gedekoreer met hartjies en glittertjies en allerlei goed. En dan voordat jy hom in die koevertjie sê, wat doen jy met die bladsy? Jy vang jou perfume. Ja, julle weet. Kom aan, praat ek die waarheid of nie? Maak jy man sy ding oop, nou dan kry jy by die eerste, ja, okay, wacht, kry, al net is awesome. Alright. En dan wat doen hy, as hy ding reik, my liefie. Maar imagine, jy skryf briefies en jy doen so, maar jy kry niks in return nie. Weet jy wat, God het vir jou ook 'n liefdesbrief geskryf. En nie net een nie. 66 boeke. Hy het vir jou 66 boeke geskryf. Nie as 'n briefie nie. Hoofstukke. Wat doen ons met sy love letters? Imagine jy daai moeite gedoen. Jou kerel of girlfriend of wat ook al, het nie eens die moeite gedoen om die briewe te lees nie. Daar is 'n fliek wat ek eendag gekyk het. Dit het my nogal, die spreekie wat nou in my kop kom, was van hierdie man. Hy was in die Weermacht gewees, was in die Tweede Wêreldoorlog. En net voordat hulle op 'n skip gevaar het, waantoe hulle ook al moes heen gegaan het, toe het hy hierdie vrou ontmoet die aand, of die dag, en mal verlief toe nou op haar, en die volgende dag moet hulle wegseil, waar hulle ook al gaan oorlog voer, in 'n ander land. En hals oor kop, het die twee gegaan en hulle het getrou. En net van die volgende dag sou hy nou gegaan het. So hulle het mekaar die dag ontmoet, hulle het dieselfde dag getrou, en die volgende dag het hy weggevaar. En hy het elke dag, het hy vir haar briewe geskryf, waar hulle was, en hy was deur 'n moeilike tyd, hy was deur 'n as jy die geskiedenis ken, en maar jy weet mos nou in die flieks is dit maar bietjie meer Hollywood-agtig, maar hy het deur 'n verskriklike moeilike tyd gegaan. Maar hy het elke dag het hy aan haar gedink, en sy het hom eintlik krag geïnspireer en krag gegee om deur die oorlog te kan kom. Hy het geleef, hy het gesurvive vir haar. En hy het elke dag het hy vir haar briewe geskryf, waar hy is, wat hulle doen, hoe hy na haar verlang, wat toekomsplanne wat hy het, jy weet, wat gaan hulle doen as hy terugkom as van die oorlog af, die lewe wat hulle gaan bou, jy weet, die planne wat hy het,
die drome wat hy het, die huis waar hulle wil bly, jy weet, die gesin dat hy wil grootmaak, hy skryf vir haar alles, elke liewe dag. En so is die oorlog toe nou verby en hy word teruggestuur huis toe. En die man het met 'n spoed, hy kon nie vinnig genoeg van hy boot afkom nie. En toe hy by die huis kom, hy hardloop huis toe, en toe hy by die huis kom en hy sluit die deur oop, toe hy die deur oopmaak, toe is sy besig daar met allerlei snaaks dinge, maar jy weet, snaaks dinge. En sy skoon verbaas om hom te sien. En hy is soos van, maar het jy dan nie die briewe gelees wat ek vir jou gestuur het nie? En sy haal 'n boks uit, 'n tas uit. En al die briewe is onoopgemaak, is ongeseël. Is dit as ek 'n pakke vasgemaak gebeure in die tas, nie gelees nie. En sy sê vir hom, al wat vir my belangrik was, is dat as jy 'n brief gekom het, geweet jy lewe nog. En alles wat hy met haar gedeel het in die briewe, het sy nooit eers gelees nie. Sy het hom toe weggestuur, hy is toe dan weg, want hy moes toe nou 'n werk gaan doen het, en toe, eventueel, toe hy weer eendag terugkom by die huis, toe vang hy haar met 'n ander man. Nou, ek wil nou nie praat oor die fliek nie, maar ek wil die konsep gebruik. Kom ons trek het na wat ek nou hier gesê het. God skryf vir jou 'n liefdesbrief. Maar net soos daai man. Daai vrou ontvang die brief. Maar sy lees dit nie. Sy weet nie hoe hy oor haar voel nie. Sy verstaan nie wat sy hart is nie. Sy ken hom nie. Sy het hom 'n dag ontmoet. Sy ken nie, sy weet niks van hom af nie. Alles word vir haar geskryf. Maar die brief word gevat en in 'n rak gesit. Of op 'n koffietafel. Net as die dominee kom kuier of as haar gaste kom, dan word hy oopgemaak. Die word nie eens gelees nie, hy word net oopgemaak op 'n plek. Laat lyk of dit daar gelees word. Dit was soos hierdie predikant, hy gaan doen huisbesoek die eendag by van sy gemeentelede. En soos hulle nou sit en kuier en wil hy nou klaar maak en hy sê vir hulle, julle sal my nou nie glo nie. Ek het nou wraggies my Bybel by die huis vergeet. Ek was nou op pad hiernatoe en ek het skoon my Bybel by die huis vergeet. Kan ek sommer julle Bybel leen? Dan lees ek vir ons ietsie saam en so aan. Ja, geen probleem, ek gaan half op die Bybel. En predikant lees vir hulle nou 'n stukkie die Bybel uit. En right, hulle bid toe nou en weet alles en maak die Bybel toe, hy gee vir die Bybel terug. En hy vat toe nou maar die pad. Die volgende dag, die vrou van die huis, roep sy haar man. En sy sê vir haar man, ek soek nie daai predikant weer by hierdie huis nie. Hy's 'n skelm. Die man sê, hoekom? Wat is fout? Hy sê, jy sal my nie glo nie. Ek het gisteraand my ouma se silwer lepels en goedjies uitgehaal en koppies en jy weet wat as die dominee kom, ons mos 'n special tea collection, wat koppie collection ons wat net uitgehaal was as die dominee kon kuier. En een van my ma se silwer lepels is net weg. En was spesifiek die lepel van die dominee. En ek kry die lepel nêrens. Dan sê mens maar kyk al by die bank waar hy gesit het, man, miskien sê hy sê daar nie. Ek sê jou hierdie dominee het die lepel gesooi. Hy het hom gesteel, hy het hom gepocket. So gaan maande verby, maar die mense kom nie meer kerk toe. Weet, dit is ook kwaad vir die dominee. Hy's 'n dief mos nou. Lang tyd verloop en die predikant kom agter, maar die mense kom nie kerk toe en so nie. En hy gaan toe na hulle huis toe. En hy sê vir hulle, ek wil net met julle kom gesels, wat is die probleem? Julle kan met my eerlik wees, wat is die probleem? En die vrou sê vir hom, dominee, jy's 'n skelm. Maar sê vir, okay, in watter opsig?
Sy laas keer toe jy hier was, het ek vir jou koffie gegee, en ek het my ma se silwer lepels gebruik, wat ek nooit gebruik nie. Almal se lepels is daar behalwe joune. Wat net vir my sê, jy het die lepel gevat. Hy sê, vir genoeg, gee my jou Bybel. Sy bring die Bybel en hy maak die Bybel oop so, toe lê die lepel binne in die Bybel, waar hy gelees het. Hoe baie van ons het ook maar nie so 'n verhouding met die Here nie. Is dan werklik jou eerste liefde? Is dit hoe jy jou eerste liefde moet hanteer? Weet jy wat, wys vir my jou liefde vir die woord, en ek kan vir jou wys hoe lyk jou verhouding met die Here. Hoor vanaand wat ek vir jou sê, wys my jou liefde vir die woord, en ek kan vir jou wys hoe lyk jou verhouding met die Here. Baie mense sal vir my sê, maar ek kan nie lees nie. Wel, gaan terug skool toe. Jy lieg, jy kan lees. Jy kan goed sien as daar 'n fout is op jou paycheck, of jou payslip, maar dan kan jy goed lees. Maar as ek kom by die Bybel, dan kan jy skielik nie lees nie. Jy kan goed lees as jy 'n koerant lees. Jy kan goed lees as jy kinderstories lees, as jy WhatsApps lees, as jy wat ook al doen, dan kan jy goed lees. Maar as ek kom by die woord van die Here, ja, maar ek verstaan dit nie. Wel, het jy geweet, daar is bronne beskikbaar om jou te help om te verstaan? Weet jy wat is my eintlik die hartseer ding? Mense gaan nie eendag voor God kan staan en sê, Here, ek het nie geweet nie. En waar God kom en hy sê, ek sal my kandelaar van jou verwyder. Ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het. Baie mense gaan vir my vra, maar weet jy wat? Die dag toe ek my hart vir die Here gegee het, ek was so opgewonde. Niks was my moeite nie. Het was my lekker om kerk toe te gaan, was my lekker om die Here te aanbid, dit was my lekker om in aanbidding te wees. Weet jy, ek het elke dag worship musiek opgestel, ek het geworship saam met die Here. Weet jy, ek het elke dag het ek Bybel gelees, weet jy wat, elke dag het ek mense vertel van die Here. Maar ek weet nie, ek kan dit nie meer gedoen nie. Dit voel nie meer dieselfde nie. Hoekom nie? Want jy het gewoond geraak aan tradisie, jy het gewoond geraak aan godsdienst, jy het gewoond geraak aan dit. Gaan vra 'n bietjie weer vir die Here, Here, wat is dit wat u vuur in my hart uitblus? Here, wat is dit wat u lig in my lewe uitdof? Wat is daar in my lewe wat u daar hoort nie? Wat is daar wat u tyd steel? Wat is daar wat u hart steel? Nou kyk, ons almal is besig. Ons almal is besig. Jy kan nie net 24/7, ek verstaan dit. Maar dit is ook nie wat die Here van jou verwag nie. Wat God soek is 'n hart wat na hom hunker. Die tyd wat jy het, daai tyd wat jy, kom ons wees eerlik, hoeveel tyd het jy op 'n dag? Wat jy, as jy vanaand in jou bed moet gaan klim, kom ons sê 'n dag soos vandag, hoeveel tyd het jy vandag tot jou beskikking gehad, om werklik waar af te sonder in die Here se teenwoordigheid? Wat jy op iets anders te gemors het, of gespandeer het, wat eintlik nie so belangrik was nie. Weet jy, kan ek vir julle gedink sê,
vandag se tyd, hierdie ding, het 'n groot ewel geword. Ek wil vir jou sê, hierdie is nie jou verhouding met die Here nie. Jy moet verstaan, ek luister preke en ek kyk preke en ek kyk, wel, dis goed en wel, dis pragtig, is mooi. Maar moenie laat dit jou aanbidding en jou vervang nie. Moenie laat dit jou tyd van God steel nie. Weet jy, dat is vir my baie interessant, as ons gaan kyk in die eindtyd gebeure, en ons kyk, en ek het dit al genoem in die verlede, en ons kyk na byvoorbeeld dinge soos die merk van die dier. En ons kyk daar so wat hy praat van die beeld wat opgerig word, wat praat, en ons kyk na al die tegnologie, die duiwel is besig om mense besig te hou met allerlei dinge. Daar's elke dag, weet jy wat, daar's elke dag iets niets. Daar's elke dag iets niets. Dis asof mense nie genoeg kan kry van nuwe goed nie. Vandag kan 'n ding nuut wees, môre is hy oud. Dan is daar weer iets niets. Maar weet jy wat, God het nog nooit verander nie. God het nog nooit verander, hy is gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. God het nog nooit verander nie. Hoor dat hy Jesus sê, ek het teen dat jy jou eerste liefde verlaat het. Hoeveel van ons wil regtig, as ons eerlik met onsself wees? Here, my lewe draai om U. Om wie draai ons lewe werklik? Baie van ons sal antwoord, my lewe draai om my werk. My lewe draai, nou hoor my mooi, die Bybel sê ook, as jy nie werk, moet jy nie eet nie. Jy verstaan wat ek sê, daar is daai balans, maar die punt is, daar's 'n tyd en 'n plek vir alles. Prediker verduidelik dit vir ons baie mooi. Daar's 'n tyd en 'n plek vir alles, daar's 'n tyd om te huil, daar's 'n tyd om te lag, daar's 'n tyd om gebore te word, daar's 'n tyd om te sterwe, daar's 'n tyd vir alles. Daar's 'n tyd om te werk, daar's 'n tyd om te rus, daar is 'n tyd vir alles. Maar waarvan ek praat, jy kan 'n hele dag in gebed gaan sit en nie tyd saam met God spandeer, het jy dit geweet? As jou hart nie daarin is nie, wat help dit jou? Jy kan in die kerk sit, sonder dat die Heilige Gees met jou werk. Jy kan hier wees, maar jy kan nie hier wees nie. Jy kan net sowel by die huis gebly het. Dit gaan oor jou hart, dit gaan oor jou soeke na die Here, dit gaan oor jou begeerte na God. Wat begeer ek van God? Die Here sê, nader na my en ek sal tot jou nader. Wie moet die eerste move maak? Nader tot my en ek sal tot jou nader. Klop. En daar sal vir jou oopgemaak word. As jy nie klop nie, as jy nie soek nie, as jy nie nader na God nie, as jy iemand jou moet dwing, ek het dit aandag vir iemand ook gesê, jy kan nie iemand dwing om vir jou lief te wees nie. En dit is hoekom God vir elke mens vrye wil gegee het. As jy
Kom ek sê, as jou geliefde, as jy by die huis kom en hulle het nou vir jou kos gemaak, en hoor my nou baie mooi, jy gaan sit daar by die tafel, ek sien nou die dag, toe sien ek al een ding, so 'n video, waar ek het my doodgelag vir die storie, die ou gaan sit by die tafel, die vrou was kwaad vir hom, sy vat die stuk vleis so uit die pan en sy gooi dit so op die tafel, nie is in 'n bord nie, die ding val op die tafel, is net souspat. Hy kyk as sy snaaks het, sy kom as om, sy het macaroni gemaak, sy vat die pot macaroni, sy damp en sy so voor op die tafel hier voor hom neer. En sy kyk, sy gee so vuil kyk. Sy stap weg, sy gaan haal 'n mes uit, sy wil hom so maak of so steek, sy gooi die mes so neer op die tafel en sy stap weg. As jou geliefdes vir jou so kos bedien, hoe sou jy reageer? Pieter sê, hy draai hom en hy loop. Nee, ek sê eers die kos eet, ek sê, baie dankie. Dan sal ek loop. En dan is sy sal vir die hond gee. Hoekom? Want dit is nie met liefde gemaak nie. Maar as jy nou daar gaan sit, dan is daar uitsonderings, soos een oggend. Word ek wakker gemaak met 'n kort, wat sy gesig, dan wys sy weer vir my, wie is nie, dan wys sy nou vir my vinger. Sy sit daar agter, Eileen sit daar agter die kamera. Nou ek lê in slaap, sy kom aan die kamer, sy maak my wakker. Liefie, sy maak my nooit so wakker nie. Liefie, is jou koffie? En sy groot smil gesit, sy sit so net met so groot smil, sy kyk my so sy ruim, sy stap weg. Ek was nog nooit so bang vir 'n koppie koffie soos in my lewe soos daai oggend nie. Die koffie geval, die is geryk. Ek bekyk wat gaan hier aan. Nie hy koffie getrust nie. Jy vang so 'n bietjie proe net. Dis al iets weird die in die eet. En ek voel baie keer hoe voel die Here as ons gedwing voel om hom te dien. As ons gedwing voel om hom te aanbid, as ons geforseerd voel om tyd saam met hom te spandeer. As ons geforseer voel om Bybel te moet lees. Want baie van ons doen dit maar net om ons gewete te sis. Baie van ons doen dit maar net om 'n skoon gewete te hê, om te kan sê, ek het gebid, ek het by Bybel gelees, ek het dit. Maar met watter gesindheid het ek dit gedoen? Met watter gesindheid het ek God genader? Met watter gesindheid het ek hom aanbid? Weet jy, en dit is die hartseer ding, en in vandag se tyd, die meeste mense wat vandag die Here aanbid hom net om iets van hom te kry. Om iets van hom te vra. Om iets van hom te ontvang. Die meerderheid vandag, die meerderheid van kinders van die Here vandag wat God aanbid, sy aanbiddingslewe handel maar net oor om te vra vir goed en om dankie te sê. Daar is nie meer aanbidding nie. Daar is nie meer waardering nie. En dit is wat vir my so mooi was van Jesus, toe hy hulle geleer bid het. Hulle kom na Jesus toe, ek meen, daai is Jode, hulle weet hoe om te bid. Hulle weet hoe om te bid, ek meen, hierdie manne, ek meen, hulle bid elke dag. Hulle ken, ek weet, as jy gaan kyk hoe daai Jode bid, hulle is ernstig. Maar tog kom sy disippels by hom en hulle sê, Here, leer ons bid. Wat het Jesus anders gedoen? Wat het Jesus anders gedoen? Mag daar open in Matteus 6.
Matteus hoofstuk 6 daar vanaf vers 5. Hy sê, wanneer jy bid, hoor maar wat hy sê, wanneer jy bid, nie of jy bid nie, hy sê, wanneer jy bid. Bedoel hy dit elke keer, of is dit 'n eenmalige opdrag? As hy sê, wanneer jy bid, elke keer, dis 'n beginsel. Wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinstes nie. Wat is 'n geveinste? Ons noem hulle in Afrikaans skynheiliges. Want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die straat te staan en bid, om deur die mense gesien te word. Weet jy wat is vir my so interessant? Baie mense bid net in die kerk. Dis letterlik die enigste keer waar hulle bid. Of as hulle, voor hulle eet. Die algemene gebed. Maar hierdie praat hy van iets anderste. Waarom bid jy? Wat is jou motief? Hoekom wou die mense so graag gesien geword het, dat hulle bid? Kyk, daai is nou 'n gelowige mens. Dit gaan oor om die mens te impress. Dit gaan oor om die mens te behaag. Dit gaan nie oor om God se hart te soek nie. Dit gaan nie daaroor om God te soek vir wie hy is nie. Om hom te aanbid en om te eer en dit gaan meer oor om my eie ego te streel. Maar ek is mos 'n Christen. Wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinstes, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid. Kyk in die kerk, dan kan ons bid hoor. Ek wonder hoeveel mense bid in die kerk so wat hulle by die huis bid. As jy by die kerk moet bid so wat jy by die huis bid, hoe sal dit wees? As ek jou random moet vra, kom staan nie voor ek kom bid vir ons, nou soos eerlik, soos wat jy by die huis bid. Hoeveel sal sê, ek bid nie by die huis nie? Hoeveel sal sê, wel, ek sê nie dankie vir die dag, en ek vra die Here se beskerming, en dis dit. Waar is God se hart? Kom soek jy God se hart uit in die kerk, maar die res van die week leef jy soos heiden. Kom soek jy God se hart net een dag van die week. Hoekom wil jy man bid net een? Weet jy wat, God soek, hy soek, ek wil vir jou so sê, God soek volle toesig, hy soek nie naweek besoeke nie. Wanneer jy bid, moet jy nie wees die geveinstes nie, hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur die mense gesien te word. Jy sien, kyk, mense moet weet ons is Christene, né? Voorwaar, ek sê vir hulle, dat hulle loon weg het, maar jy sien, hier maak Jesus 'n uitsondering, hy sê jy, wanneer jy bid, gaan jy op binnekamer. Gaan jy op binnekamer. Hoekom moet jy juist in jou binnekamer gaan? Hoekom moet jy in jou binnekamer gaan? Die feit van die saak, dis waar jy en God intiem verkeer. Dis nie oop vir publiek nie. Dis nie oop vir publieke aanskouing nie. Dis nie bedoel vir almal se oë en ore nie. Dis waar jy en God intimiteit beleef. Dis waar jou verhouding met die Here eintlik, wil ek eintlik sê,
Ek weet nie wat die Afrikaanse woord om het te noem nie, maar dis waar die toppunt bereik. Baie mense gaan sê, maar ek bid nie so nie. Daar is tog 'n rede hoekom God vir jou sê, ja, maar Ingo, ek bid die hele dag, weet, van die oggend tot die aand, is reg, is great. Maar daar kom tog 'n tyd waar die Here sê, ek wil afsonder met jou. Dan gaan hy verder, hy sê, wanneer jy bid, gaan jou binnekom, sluit jou deur, en bid jou Vader wat in die verborgene is. En jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. En as jy bid, gebruik nie ydelle herhaling van woorde, soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hulle baie woorde verhoor sal word. Jy weet, hierdie beteken nou nie, jy mag nie oor en oor en oor en oor bid vir 'n saak nie. 'n Ydelle herhaling van woorde beteken, dis 'n herhaling van iets wat jy nie regtig bedoel nie. Jy herhaal maar net, soos 'n ritueel, soos 'n ding. Nou, wat Jesus eintlik hiervan verwys het ook na, ek het een tyd, het ek het vir mense gewys op 'n video, toe ons daar in Israel was, waar die Jode daar voor die muur staan, en dan wieg hulle so. En dan het hulle so 'n boekietjie, en dan lees hulle nou, en dan bid hulle nou so. En hoekom doen hulle dit? Daai is opgeskrewe gebede, wat deur hulle rabbies vir hulle geskryf is. So die rabbi sê vir hulle hoe om te bid, wat om te bid, wat, en hulle bid dit. En hy wieg om te fokus, om te konsentreer op dit wat hy bid, dit wat hy nou daar geskryf, wat die rabbi daar geskryf het, moet hy nou bedoel. En hy moet nou daarop fokus. Nou dis so goed en wel oom, om so vrou nou vir hom kwaad is, om hom nou aangejaag. Nie so skuldig lyk hier, ek weet hom is onskuldig, maar en nou wil hom gaan sorry sê. Nou kom hom by my en sê, Henko, help, my vrou is vir my kwaad, sy het my uitgesluit uit die huis uit. Wat nou? Nou sê ek, nee oom, moenie waar nie, ons het hom. Kom gewoon saam met my. Dan gaan ons koop ons soveel gou 'n bos blomme en 'n boks chocolates. Dan kom jy daar so aan, en dan klop ek aan die deur, en staan hom langs my. En dan ek so op, en sê ek, Tannie, oom gou vir Tannie iets sê. Sê ek, oom sê nou agter my aan. My vrou, ek is baie lief vir jou, ek is jammer wat ek gedoen het, Wat gaan sy doen, oom? Sy gaan sy innooi, ag, ek vergewe jou, kom hier jou oulike dingetjie. Hè? Gaan sy dit doen? Nee, sy gaan nie. Sy gaan vir jou sê, is jy so laag? Jy kan nie eens uit jou hart uit vir my kom sê, jy is jammer nie. Dis mos nie 'n bedoelde ding nie. En daai ydelle herhaling van woorde, dit gaan oor wat jy bid wat nie bedoel word nie. Jy bid maar net omdat jy moet bid. Jy praat net met die Here net om jou gewete te sis. Jy praat net met die Here, maar net, en jy bid maar net om die gebed agter die rug te kry, dat jy net ten minste vanaand met 'n skoon gewete kan slaap, ek het daarom gebid. En dit is waar gebed platval. En dit is waarom meeste mense se gebedslewe net dankie sê is en vra vir goed. En dan sê die Here so van, ek wonder baie keer, hier is dan my, ek kan nou nie namens die Here dit sê nie, maar die Here sal verstaan wat ek daarmee bedoel. Ek wonder baie keer as jy na ons kyk om te sê, is dit hoe jy oor my voel? Vertel eerder vir my hoe jy oor my voel. Vertel eerder vir my wie is ek in jou lewe. Vertel eerder vir my, weet jy wat is vir my so interessant van Jesus? Jesus, ek meen, hy is God self. Maar op aarde was hy 'n volkome mens. Maar as hy dit belangrik geag het om in afsondering te bid, dan het hy rarig, dan hoeveel nie te meer vir my en vir jou nie.
Jou Vader wat in die verborgene sien, sal in die openbaar vergelde. Dis waar jou battles gefight word. Dis waar die stryd oorgegee word. Dis waar, weet jy, as jy gaan nie, ek wil eintlik vir jou so sê, jy gaan nie jou hartsgeheime met jou lewensmaat binne in 'n openbare restaurant sit en deel tussen 'n crowd nie, gaan jy? Waar gaan jy dit doen? In jou binnekamer, jy's in, en dis wat God soek. Dis hoekom dit so belangrik is. Jy kan nie op 'n Sondagoggend of 'n Sondagaand verwag die Heilige Gees moet in jou lewe jou kom aanraak in die kerk, maar Saterdag aand en Saterdag was bring vir die harlekyn nog wyn en Sondagoggend is wil jy hê, oh the blood of Jesus. Jy hoor wat ek vir jou probeer sê. Dis nie hoe dit werk nie. Geen wonder, baie mense is maklik vandag om te sê, ek gaan nie meer kerk doen en die Heilige Gees beweeg nie daar in die kerk meer nie. Ek wil gou hierdie vraag vra. As jy die pastoor se plig om die Heilige Gees te laat beweeg? Ek wil eintlik vir jou so stel. Is jy nie veronderstel? Waar woon die Heilige Gees? Kom ek vra jou so. In jou. Is jy nie veronderstel om die Heilige Gees in die kerk in te bring nie? Just asking for a friend. Jy sien, as die Heilige Gees in jou lewe aktief is en werk en kragtig is, glo jy vir my, dan gaan hy dit hier ook doen. Hy gaan die kerk ook beweeg. Maar is pas baie makliker blame it on the bunny. It's always the bunny's fault that the batteries is flat. But the bunny never plugged into the power source. Dis interessant. Gaan kyk vir mense wat werklik 'n toegewyde gebedslewe het in die Here. Ek praat van wat werklik in verhouding met hom staan. Wat werklik leef, oorgegee leef. Kyk hoe werk die Here kragtig in hulle lewe. Storms kan waai, hande tref hulle, maar hulle staan. Die Here dra hulle deur. En so baie keer sê, joh, ek weet nie hoe jy dit gemaak en as dit met my moes gebeur. Jy sien, God soek volle reg, nie net naweek besoeke nie. Moet dan nie soos hulle word nie, want julle Vader weet wat julle nodig het voordat julle hom vra. Jy sien, hier kom hy en hy sê, die gebed is meer as net vra en dankie sê. Wanneer ons jy die hart van God gaan soek in jou binnekamer. In jou binnekamer gaan sê, Here, en hierdie, ek sê altyd, jy moet baie versigtig wees wat jy bid. Mense vat die gebed ernstig op nie. Wees versigtig wat jy vra in gebed. Die Here sê, jy wat vra vir jou sal gegee word. As jy guts het, en jy is ernstig oor die Here, ek praat nie van jy speel games nie. As jy ernstig is met die Here, dan deur ek jou om te gaan en vir die Here gaan sê, Here, wys my wat staan tussen my en U. Wat is dit wat ek met my deel, wat tussen my en U staan? En trust you me, hy gaan vir jou wys. But he's going to expect you to react on it. So as jy nie gewillig is om daarmee te deel nie, dan daar's. Maar weet dit een ding,
dit gaan 'n ding tussen jou en God bly. Totdat jy daarmee deel. Jy sien dat God met jou eerste liefde wees. Het gaan soms 'n moeilike pad wees. Het gaan soms 'n ongemaklike ding wees. Het gaan soms hard wees. Moeilik. Maar op die einde van die dag sy liedjie sê, it's not my Isaac that God wants. He wants me. Toe Abraham vir Isak moes gaan offer het, hy het nie vir Isak gesoek nie. Hy wou Abraham se hart gehad het. Hy wou weet waar is Abraham se hart. En dit is die hele beginsel van gebed. Dis waar ek my Isak na Jesus te bring. En dan sê hy, so moet julle dan bid, Onse Vader wat in die hemel is. Weet jy hoe awesome is dit om te weet, jy het 'n Vader in die hemel. Jy is nie alleen nie. Jy het iemand wat jou battle saam met jou fight. Jy het 'n Vader in die hemel wat alles weet van jou. Wat jou ken, wat jou geskaap het. Wat nie is soos jou aardse pa nie. Jy het 'n Vader in die hemel wie die skepper van die heelal is. Wie die hele heelal in die holte van sy hand hou. Jy het 'n Vader in die hemel. Hy's God. Ek dink nie mense snap daai konsep nie. Ek dink ons breins is te klein om die konsep te snap. God is groter as wat jy ooit kan besef. As jy ooit kan dink, as jy ooit kan imagine, as jy ooit kan jouself indink of inleef. En hy is jou pa. Hy is jou Vader. As ek dit so kan sê. Hy is jou skepper. Hy is die koning van die heelal. Net daai alleen is nogal baie mind-blowing. Ons Vader wat in die hemel is. Hy sien alles, hy weet alles. Hy weet nog voordat ek hom vra wat ek hom wil vra. Hy is groter, hy ken elke ster by die naam. Ek dink die mense besef eintlik hoe baie sterre is daar nie. Ons bly op die aarde wat deel is van 'n sonnestelsel. Daai sonnestelsel is deel van biljoene en triljoene sonnestelsels wat 'n galaxy vorm. Wat deel is van biljoene en biljoene en biljoene en biljoene galaxies. Hy het alles in die holte van sy hand. Hy ken elke ster by die naam. Jo, hy weet hoeveel hare is op jou hoof. Ewe skielik, hoe meer ek daaroor praat, jy voel bietjie ongemaklik naderhand. Jy begin so te krimp. Here, is ek so klein? Jep. En dis jou hemelse Vader. Ja. Dis wie jy aanbid. En tog, die kleinste molekule op hierdie aarde, het hy ontwerp, en is hy in beheer van. As dit jou breinselle sees nie, dan weet ek nie. Ons Vader wat in die hemel is. Weet jy wat jy kan, ek gaan vir jou sê, net daai beginsel, as jy God begin loof en prys vir wie hy is. Ek en jy kan nie in ons leeftyd, sal ons nooit, ons brein, ons verstand, kan nie sin maak van dit nie.
Weet jy wat doen ons mense vandag? Ons maak God klein. Ons maak God klein. Ons sit hom in 'n boksie. Ons beperk hom. Weet jy, daar is die lelike sê ding. As mense iets wil beskryf, as hulle, dis Gods onmoontlik. Weet jy of jy dit al gehoor het nie? Besef jy wat jy sê? Besef jy wat jy sê? Die oomblik wanneer jy besef wie God is, jy gaan dit nooit eers besef regtig nie. Maar as jy 'n konsep daarvan kry, gaan jou aanbidding totaal en anders te lyk. Ewe skielik gaan dit nie meer 'n aanbidding wees wat dit oppervlakkig gaan wees nie. Ewe skielik gaan dit nie meer net 'n aanbidding wees. Ek sit en dink by myself, die Israeliete, daai dag toe die Here Berg Sinai neergedaal het. En het homself geopenbaar aan die volk. Wat? As jy sien hoe het hulle gereageer op daai ene. Ek wonder regtig om dit te beleef het. Wat het deur hulle koppe gegaan? As jy gaan kyk 'n bietjie, julle kan 'n bietjie gaan YouTube op daai ding, dan kyk jy die bergtop van Berg Sinai. Dan sien jy swart. Dis soos verkoel. Dan dink ek so by myself, die Bybel sê hy was in donderslaan, donderweer gewees, en dit was donderslaan, aardbewings en rukwinde en brande en vuur en ja. Imagine it yourself. Dat die volk na Moses toe gegaan het en sê, Moses, nee, ons kan dit nie hanteer nie. Gaan luister jy eerder na die Here, laat die Here eerder met jou praat en nie met ons direk nie. Ons kan dit nie handle nie. En weet jy tog, toe Jesus sterf aan die kruis, skeer die voorhangsel. En daai almagtige God sê vir jou, kom in my teenwoordigheid en ek sal jou my vrede gee. My vrede deur my seun. Dat jy in my teenwoordigheid kan kom. Ewe skielik raak my aanbidding nie meer oppervlakkig nie. Dit word eerbiede. Dit word aanbidding, dit word eerbied, dit word 'n loflied, dit word werklike aanbidding. Jy sien, en dit is wat die verskil maak van jou eerste liefde, is hoe jy hom sien. Jou aanbidding van God is 'n weerspieëling van hoe jy hom sien. Dink 'n bietjie daaraan. Jou manier, jou aanbidding is 'n weerspieëling van hoe jy hom sien. Dit is my interessant dat as jy gaan kyk na manne van God, wat het uitgestaan van almal? Aanbidding. Hulle het geweet wie God is. Kyk, ek sê ons gaan nooit, die Bybel sê nou sien ons 'n spieël en 'n raaisel, maar ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat die naam geheilig word. Ek gaan nou nie oor alles vanaand dit preekie, maar ek wil dit uitlig vir jou, om vir jou 'n illustrasie te gee. Toe Jesus die onsse Vader vir hulle geleer het. Ek kan verstaan hoekom hulle vir hom gesê het, Here, leer ons bid. Want ons het nog nooit iemand gehoor praat van God op die manier hoe u dit doen nie. Ons het nog nooit gehoor iemand aanbid God
soos wat U hom aanbid het nie. Hoekom? Hy en die Vader is een. Hy ken God. Niemand het die Vader gesien, behalwe hy wat van hom afkom. Ek dink, baie keer het ek het al gesê, wens time travel was 'n reality. Om te gehoor het hoe het Jesus gebid. Maar dit is baie interessant. Hy het dit altyd alleen gedoen. Hy het dit alleen gedoen. Die eerste keer waar hy iemand saamgevat het, was in Getsemane. En wat het hulle gedoen? Hy het nog steeds een kant gegaan om te gaan bid. Dit het hulle nie aangegaan nie. Hulle het nie geworry nie. Hulle het in die slaap geraak, hulle het daar gelê in die slaap geraak. Dat Jesus by hulle kom en sê, kom slaap julle. Waak en bid. Julle besef nie wat kom nie, julle besef nie wat wag nie. Julle besef nie wat julle gaan beleef nie, julle besef nie, julle gaan die gunstige tyd van God beleef nie. Waak en bid dat julle nie in versoeking kom nie. Wat het gebeur toe die uur aanbreek? Hulle almal vlug. Hulle almal vlug. Jy sien, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom. As God 'n koning is, hy sê dit van ons in die woord, in Maleagi noem hy sê, as ek 'n koning is, waar is die eer vir my? Waar is my aanbidding? Waar is die eer wat my toekom? Ons bid baie maklik dat die koninkryk kom. Maar, hoe wil ons hê God se koninkryk moet kom as hy nie ons koning is nie? Hoe wil ons in sy koninkryk leef as ons nie oorgegee is aan hom nie? Want weet jy, ons mens verstaan nie koninkryk nie. Ons mensdom verstaan nie wat beteken koninkryk nie. Ek wil jou aanraai, gaan kyk my preek wat ek vanoggend gedoen het. Ons mens verstaan nie koninkryk en wat dit beteken om oorgegee te wees aan die koning nie. Jou lewe behoort nie aan jou nie. Is oorgegee aan hom. Wat jy leef, leef jy vir hom, tot hom, deur hom, vir hom. Ons bid dat die koninkryk kom, maar ons is nie bereid om in die koninkryk te leef nie. Ons is nie bereid om die koning die eer te gee wat hom toekom nie, maar hoe wil ons dan in sy koninkryk leef? Laat u wil geskied. Kyk, ek gaan nou baie vinnig deur hierdie goed. Ek kan letterlik jou weke besig hou met elke punt, maar laat u wil geskied. Soek jy regtig aan aanbidding jou wil of soek jy God se wil? Wie se wil soek jy in aanbidding? Kom ons wees eerlik, meeste van die kere wanneer ons gaan bid, soek ons eie wil. Here, hierdie probleem sorteer dit vir my uit. Here, hierdie probleem maak dit vir my reg. Here, hier's my plannetjies. Alles hier in 'n boksie gegooi, sorteer dit uit. Here, hier's my probleme, sort dit uit. Here, hier's dit, sort dit uit. Wie se wil soek jy eintlik? Ek vir sê, as jy, onthou wat ek nou gesê het, wees versigtig wat jy bid. As jy bid, Here, laat u wil geskied. Dis 'n gevaarlike gebed daai. Is jy bereid om God se wil in jou lewe te aanvaar? Op ons kerk het iemand 'n liedjie gesit, daai liedjie van I wanna live the way he wants me to live. Pragtige lied, so by the way. Awesome liedjie.
Dis 'n ou song. Jimmy Swaggart het hom ook gesing. Awesome song. I wanna live the way he wants me to live. I wanna give till there is no more to give. Daai ding. Sy, maar in elk geval, en ek luister daai liedjie weer terwyl hulle hom sing, I wanna live the way he wants me to live. En ek dink tussen myself, sê ons dit net of doen ons dit? Do I really want to live the way he wants me to live? Wat ek vra, do I really want to live? Ek sing, I want to live the way he wants me to live. Do you really want to live the way he wants you to live? I want to give till there is no more to give. Doen jy dit? Doen jy dit? Is maklik om iets te sê. Maar is 'n ander ding om dit toe te pas. Ons kan mooi dingetjies sê vir die Here. Here, laat die koninkryk kom, laat u wil geskied. Maar as God se wil geskied. Here, hoekom? Waarom? Vir wat? Waarom hoor jy my nie? Gee nie om vir my nie. So, did you really want to live the way he wanted you to live? Ek hoop jy hoor wat ek vanaand vir jou probeer sê. Laat die wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Wie is jou voorsiener? Weet jy, ons is so geworried. En hoor my mooi, ek is nie, in die week toe stuur iemand vir my 'n boodskap. En daar is meriete in wat die persoon my gevra het. Dis nie 'n dom vraag nie. Moet nooit dink jy vra vir my 'n dom vraag nie. Ek kry baie keer as jy dink, ek weet nou 'n dom vraag vra en dan sê ek, nee, weet jy wat sê, ons 'n dom vraag, die vraag wat nie gevra word nie. Daar's al baie keer 'n vraag gevra wat ek dink so by myself, ja, hierdie is eintlik nogal iets om aan te dink as jy bietjie rarig hieraan dink. Dit is, maar in die week te stuur iemand nou vir my 'n vraag oor hierdie super El Niño ding wat nou verskynsel wat nou al hierdie goed. En die video's wat die ronde doen wat die mense nou so bevrees maak en jy weet, jy moet hoe goed is nou dit doen en dan jou huis en jy moet so maak en so by mekaar maak en ondergrondse tonnels grou en nie so goed nog moet jy alles doen hier, jy weet. En al die dinge. En in die case en nou dink ek so by myself, dieselfde met die ekonomie, dieselfde met ons toekoms. Ons is so geworried oor die dag van môre. Maar nie een van ons is 'n garantie van môre nie. Ons is so gestres oor wat volgende jaar gaan gebeur, volgende maand gaan gebeur. Ons is so bekommerd oor die toekoms. Ons mis die hier en die nou. Weet jy, dis iets wat in die nou sê, wat die waarheid is, dis al wat jy, die hier en die nou, dis al wat jy het. Die tyd wat nou verloop het, is tyd wat verby is. Dit gaan nie weer terugkom nie. En dit wat jy nou hier het, is dit wat saak maak. Dis hoekom Jesus vir hulle gesê het ook in Matteus 6. Waaroor kwaal julle oor die dinge van môre waarin jy niks kan doen nie? Laat môre oor sy eie bekommernisse hom kwel. Môre het genoeg bekommernisse van sy eie. Kom vandag by die Here. Ek wil vir jou sê, as jy moet lief hê, hê vandag lief. As jy moet om vergifnis vra, doen dit vandag. As jy moet liefde betoon, doen dit vandag. As jy moet gaan regmaak, doen dit vandag. Môre is nie gegarandeer nie. Ek kan vir jou boeke skryf vir daai ene.
Ek maak nie eers my planne elke dag. Ek het elke keer in 'n week om 'n plan ek vooruit. Ek gaan 'n maandag dit doen, dinsdag dit, woensdag dit. Ek het dit opgegee vir 'n bad job. Dit werk nie. Want elke dag is iets anders. En weet jy wat die ergste van alles? Dat ek spyt oor dat ek gister nie gedoen het nie. Gee ons vandag ons daaglikse brood. God sal voorsien wat nodig is. Maar is ek en jy tevrede met wat ons uit sy hand uit ontvang? Is ons dankbaar wat ons uit sy hand uit ontvang? Is ons goeie rentmeesters met wat ons uit sy hand uit ontvang? Ek gaan nie so vinnig deur gaan. Vergewe ons skulde. Berou oor jou sonde. Het jy werklik nog berou oor jou sonde? Imagine as jy jou eerste liefde 'n argument gehad het, daai tyd jy nog so verlief en jy het 'n meningsverskilletjie gehad en die keis was nou gebreek. Kyk, jy kon nie op, as jy moes sorry sê, jy sou gekruip het deur die name woestyn en Kalahari broers en susters. Jy sou geswem het deur die diepste oseaan, jy het die beloftes gemaak van vir jou sal ek die sterretjies gaan haal. Ek is so jammer. Jy kon die manier hoe jy om vergifnis gevra het, was met trane en berou. Ja, julle weet waarvan ek praat. Hoe doen ons dit vandag? Here, ek is jammer oor wat ek vandag gedoen het, vergewe my, amen. Wanneer laas het jy regtig berou gehad oor dit wat tussen jou en God staan? Wanneer laas jy regtig berou gehad oor jou sonde? Weet jy, iets wat ek nie meer sien in vandag se tyd, bitter min sien. Ek sien dit wel, maar bitter min. Ek glo nog in berouvolle bekering. Waar mense nie in die hitte van 'n gevoel, die atmosfeer is daar. En hulle is met trane, dis 'n wonderlike Here, is dit vergoed, my hartjie vir die Jesus gee. Nee, ek praat van berouvolle bekering. Berouvolle bekering waar mense sit en hulle ween. Hulle harte is stikkend omdat hulle besef wat hulle gedoen het in hulle lewe was teen God. Hulle teen God gesien. Weet jy wat is vir my, dis hoekom Dawid 'n man na God se hart was. Gaan lees 'n bietjie. Toe Dawid gesondig het met Batseba en Nathan die profeet hom konfronteer en hy vir hom vra oor die skaap of die bok wat nou gevat is en die straf wat hierdie man nou moet kry. En Dawid sê, daai man verdien die dood en hy moet terugbetaal en hy moet dit. En Nathan sê vir hom, jy is die man. Weet jy, Dawid se attitude, sy houding daaroor, toe dit hom tref, het nie gegaan om uit, hy het nie van Nathan uitgehaal nie. Hy het hom nie geskel en hom weggejaag, hy was nie arrogant nie, hy het homself probeer verdedig nie, hy het nie, weet jy wat hy gedoen? Hy het gerou. Hy het gewees, ek het gesondig teenoor die Here. Hy het gerou. En dis waar ek dink by myself. Hierdie is nou 'n snaakse ding wat ek gaan sê, maar ek het dit al in die verlede ook al gesê.
As ek praat oor die hel, as ek praat van die doderyk, die deel is van die hel, dit is van Lukas 16, maar daar is die ryk man, die doderyk. Daar is nie een ongelowige in die hel nie. Daar is nie een in die hel wat nie 'n beroulike hart het nie. Dit klink nou baie wat ek weer sê, wat ek nou sê. Kan ek vir jou 'n brief gee? Kyk na Lazarus en die ryk man. Toe die ryk man daar opeindig, hy het berou gehad. Here, stuur my terug dat ek my broers dringend kan waarsku. Hy het berou gehad. Elkeen wat nou daar is, maar elkeen weet wat die waarheid is. Ewe skielik besef hulle, dit wat hulle vas aangehou het, was niks. Ek weet nie of julle al, ek weet nie in Afrikaans sê, die deathbed confessions, of deathbed experiences wat gebeur het, dat mense beleef het nie. Onder andere, ek dink byvoorbeeld aan Anton LaVey, Alistair Crowley. Anton LaVey was die stigter van die Sataniese kerk. Hy het die Sataniese Bybel ook geskryf. Op sy deathbed confession wat met hom gebeur het. Alistair Crowley, wat een van die grootste okkultiste was in die wêreld. As jy gaan luister na wat met hulle gebeur het op hulle doodsbed en wat hulle gesê het, hulle weet wat die waarheid is. Dit is nogal, eintlik wil ek sê angswekkend. Maar daai berou was ware berou. But it was too late. Lei ons nie in versoeking nie, verlos ons van die bose. Nou as jy vir die Here gevra, Here, help my om die boosheid te los. Help my om die sonde te los. Maak my vry daarvan. Ek gaan net tot so ver gaan met hierdie gedeelte. Kom ons keer terug na die begin toe. Ek het enkele dinge teen jou. Ek sien dat jy alles godsdienstig reg doen. Godsdienstig doen jy alles mooi. Ek ken jou werke en jou arbeid. Jou lydsaamheid. Dat jy slegte mense nie kan verdra nie. Dat jy die op die proef gestel het wat sê hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle nie as leenaars bevind het. En dat jy verdraaidheid en lydsaamheid besit ter wille van my naam gearbei het. En nie moeg geword het nie. Well done. Maar, ek het teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Het ek God werklik lief? As ek kyk na my aanbidding, as ek kyk na my verhouding met hom, het ek hom werklik lief? Jy jouself vanaand met eerlik antwoord. Onthou dan waarvan jy uitgeval het. Bekeer jou. Doen die eerste werke. Wat se eerste werke is dit? Jou eerste liefde se werke. Want daaruit sal die ander werke vloei outomaties. Daai sal outomaties kom. Die goeie dade, die lydsaamheid, die arbeid, dit sal spontaan vloei vanuit my eerste liefde se verhouding. Ek gaan nie eers hoef te probeer om dit te doen nie. It will happen. It will flow naturally. Keer terug na jou eerste werke. Hy sê, anders kom ek gou na jou toe.
sal jou kandelaar van sy plek verwyder, as jy jou nie bekeer nie. Weet jy, daar gaan 'n dag kom, waar elkeen van ons 'n lig op hierdie aarde uitgeblaas gaan word. Waar ons dan van aangesig tot aangesig gaan staan voor 'n lewende God. Daar gaan 'n dag kom, as die Here vertoef om te kom, waar ek en jy gaan sterf, net sê wanneer dit gaan wees, en dan gaan ek hom face. Hoe gaan hy my ontvang? Is hy werklik my hemelse bruidegom? Is hy werklik my eerste liefde? Of het hy maar net een van die vele geword in my boks van love letters? Is daar ander liefdes wat intussen my liefde vir hom gesteel het? En God sê, ek is die jaloerse God. Ek wil jou nie deel met duisternis nie. Jy behoort aan my. Is God nog jou eerste liefde? Kom ons bid so. Vader, ek wil vanaand bid dat hierdie woord tot mense se hart sal spreek. Tot mense se gees sal spreek. Here, ek wil vanaand bid dat elkeen wat hierdie woord hoor vanaand introspeksie sal doen en net sal vra, Here, is U nog werklik my eerste liefde? Here, of het ek U liefde vervang? Die liefde wat ek vir U het ek dit vervang met iets of iemand anders? Here, is my aanbidding nog op die plek waar dit moet wees, soos dit moet wees? Is ek op die plek waar ek moet wees? Here, en ek wil bid vanaand dat U vir ons sal lei en dat U vir ons sal wys. Here, en dat dit wat nie van U af is nie, Here, dat ons dit sal neerlê en dat ons sal terugkeer na U. Met ons hart, met ons siel, met ons gees, oorgegee aan U. Ek bid dit vanaand in Jesus naam.